dit druk nie, maar as mens nou kyk na Haggai se omvang en jy kyk na Maleagi aan die einde, dan as ons 'n minuut of 3-4 steel, kan ons dalk die 3 vanaand klaarmaak. Dan hoef ons nie die 28ste vir Maleagi alleen dan almal in te skakel. Ons het dit tog op skrif, maar kom ons kyk hoe dit loop. Enige opmerkings? Niks? Enige vrae? Is altyd bang vir die vrae. As ons met Haggai besig is, die laaste 3, dan is ons na die ballingskap van die Juda deel. Interessant, die 10 stamme het nooit teruggekeer. Hulle bly praat van die 10 verlore stamme. Die 10 stamme het verdwyn, opgeneem in die verskillende wêreldryke. So, toe hulle in 722 weggevoer is Assirië toe, is hulle dus nou natuurlik die naam van die Jode in die diaspora. Dat het versprei geraak. Die suide wat Babel toe is, het dan wel teruggekeer. Babel het geval onder die Persiese koning Kores die Grote. 539, daai baie mooi ding as mens Esra en Nehemia nou lees, want Esra en Nehemia as die geskiedskrywing, dan die doek waarteen hierdie profesie plaasvind, dan hoor ons dat Kores vir hulle laat kom het en gesê het, vat van my goud en vat van my silwer en vat van my hout, en ek gee vir julle van my soldate, en gaan terug na julle land toe en gaan bou vir julle God te koning. Dis hoe die heil wat heeltyd verkondig is, dan aanbreek op 'n verskriklike vreemde manier, dat die heidense koning Kores die beskerming gee vir hierdie eerste geselskap wat dan terugtrek Jerusalem toe, dat hy die middele gee om te sê, gaan bou vir julle God 'n tempel. Dit is daar rondom 539, wat hulle dan terug is. Het lyk of hulle daar in die omstreke van 537 met die bou van die tempel begin, maar dit was nie so rooskleurig nie, daar's 'n redelike klompie daaroor op die uitdeelstuk geskryf. Almal is nie terug nie. Almal het nie in massa die tasse gepak en op die waans geklim en gesê, nou gaan ons terug Jerusalem toe. Van hulle is na die 40 jaar ongeveer gevestig gewees. Hulle het geplant. Is dit Jeremia wat vir hulle gesê het, plant bome daar, dis julle stad, maak 'n lewe daar. So, nie almal het gesê, ons gaan nou terug nie. So daar was maar die verdeeldheid, en dan het daar ook, toe hulle in Jerusalem aankom, verdeeldheid geheers. Want onthou, hulle is nie in massa weg in Babel toe nie. Nebukadneser het die administrasie en die soldate en die leiers gevat. Die ander klomp het daar gebly. En hulle het in armoede daar gebly, sonder 'n regering. Die Samaritane was daar rond gewees, en hulle mag nie bou in die tempel nie. En dan is daar hierdie nuwe geslag gelowiges wat sê, nou is ons terug. Maar waar is hierdie koninkryk wat Sefanja en al die klomp voor hom vir ons van vertel het? Waar is daai koninkryk? En waar is die Messias nou? Want dit is wat ons die hele tyd geglo het. As ons terugkom, dan gaan dit hierdie wonderlike nuwe koninkryk met die Messias wees. Wat ons ook moet verstaan, die traagheid om die tempel te bou, gaan oor 'n nuwe soort godsdienst wat in die ballingskap ontstaan het. Die tempel is nie meer so belangrik nie. Hulle het die wet gelees, daar die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Hulle het die 613 wette nagekom. Hulle het die Sabbat gevier, hulle het die besnydenis gedoen. En die tempel het net minder belangrik geword. So nou moet hulle hierdie tempel bou. Arme Serubabel wat die gouverneur is en Jesua wat die hoëpriester is,
Hulle moet hierdie tempel nou bou, en eintlik is dit vir hierdie nuwe geslag gelowiges nie so 'n groot issue om te sê, ons wil weer 'n tempel hê nie. En dan kom Haggai met 4 profesieë gelewer so tussen September en Desember van die jaar 520. Onthou hulle het in 539 teruggekom, so hulle is nou so 20 jaar al terug. Net iets van die tydspan, as hulle terugkom, is dit so 240 jaar vandat Amos en Hosea begin profeteer het. In Suid-Afrika kan dit ons terugvat na 1784. Toe Graafry net gestig is in die Visrivier as die oosgrens van die Kaap geproklameer is. 240 jaar wat deur hierdie 12 klein profete omspan word. Vandat die Here die eerste keer gepraat het daar by 786 rond met die Noordryk. En nou is ons by 520. 'n moedelose klomp. Natuurlik het hulle teruggekom en dit hoor ons, hulle het eers vir hulle self blyplek gekry. Hulle het nou nie hulle goed daar op 'n hoop neergesit en die pik in die graaf gevat en gesien dat ons nou maar kerk bou nie. Hulle het eers vir hulle self lande aangelê, want hulle moet ten minste kos hê om van te eet. Hulle moes 'n blyplek hê. En dan het hulle nou maar so met die afskeeptyd dalk uiteindelik gesien, nou sal ons bietjie tempel bou. So die klompie was maar moedeloos, dit was nie lekker. En nou Haggai, interessant, nee, Haggai is al oud as hierdie ding doen. Hy het saam teruggekom met die ballingskap, het hy die ballingskap oorleef. En nou begin hy met hulle praat. En eintlik is die put van dit alles. Julle kan volhard met die werk, want die Here sê, ek is met julle. Maar die belangrike is, hy sal die dinge laat uitwerk, as julle naby hom bly. Elke keer is die profesie aan 'n spesifieke adres. Die eerste een, daar by Haggai 1, vers 1 tot 15, is vir Serubabel en vir Yeshua. En te sê, maar, julle is nou in die moeilikheid. Die klomp is moedeloos, omdat hulle ongehoorsaam was. Hulle was ongehoorsaam met die herbou van die tempel, hulle is nie hart en siel in hierdie ding nie. En dan reageer almal begeesterd daarop, en dan, so 'n klein rukkie later, dan kom Haggai en hy moet weer sê, die Here is by julle. Hou aanbou, hierdie gaan mooi wees. Op 'n plek sê vir hulle, hierdie gaan mooier wees as die vorige een. Want dis een van die dinge wat hulle gesê het, ons het nie die geld wat Salomo gehad het nie. Weet, Salomo bou daai eerste tempel, wanneer die ryk van Israel op sy hoogtepunt is. Die grense was die wydste, die voorspoed was groot. So Salomo kon kies en keer as hy daai pragtige tempel bou. En nou moet hulle tempel bou, en hulle sê klaar, maar dit gaan nie soos die eerste een kan wees nie. Ons is armballinge. Hoe gaan ons daarby kan kom? Die tempel gaan nooit dieselfde glorie hê nie, en nou moet ons onthou in die agterkop, as die tempel dan nie dieselfde glorie het nie, gaan God nie so teenwoordig wees nie. Want vir hulle het die teenwoordigheid van God gelê in die glorierykheid van die tempel. So hulle het 'n moedeloosheid in hulle teologie. Oor hierdie ding wat ons bou, is op 'n manier eintlik gedoem. Ons moet hom nou maar bou, want ons moet hom hê, maar as hy klaar is, weet ons nie mooi hoe dit sal wees nie. En daarom dat Haggai in sy 4 profesieë keer op keer die Here aan die woord stel om te sê, maar ek sal by julle wees, en ek sal dit mooi maak, en ek sal dit groot maak, en julle gaan so iets nog nie gesien het nie. Daarby Haggai 2, aan my behoort al die silwer, aan my al die goud, die roem van die tempel sal groter wees as in die verlede.
om vir hulle te sê, die roem gaan nie lê in die gebou nie, maar die roem gaan lê in my, wie se teenwoordigheid vir julle in hierdie tempel gaan sigbaar word. Kyk net asseblief na die regte ding, op hierdie plek sal ek vrede gee. Maar, hulle het maar 'n probleem gehad met die onreinheid. Ons gaan nou daarna kyk. Nou praat hy met die priesters in die 3de een. En hy sê maar, julle moet versigtig wees om nie onrein te wees nie. Hy gebruik 'n voorbeeld oor die vleis en al daai goed. En dan sê hy maar, julle bring nie julle kant nie. Julle is besig met halwe offers. Maleagi, weet ons, het groot probleem daarmee gehad. En die oes is nou swak, omdat julle aan my ongehoorsaam wees, want julle het onrein begin raak. So, die priesters moet hoor, hulle moet die volk weer oproep tot reinheid. Hulle moet die toue bymekaar hou, en hulle moet seker wees, dat hulle vir die regte rede, ons sal nou soos na die boodskaplyne kyk, sal ons daarna kyk. En dan is die laaste een daarby, hoofstuk 2, en dan sê Serubabel, ek het jou gekies. En die arme ou Serubabel, as mens nou Esra en Nehemia se geskiedskrywing gaan lees, dan het die ou maar op 'n manier moedeloos geraak, want hy moet bou. En dan daag hulle nie op nie. Of hulle werk nie te rukkie, dan sê hulle nie, ons gaan nou eers weer dit doen, of ons moet nou eers weer. En dan is daar hierdie klomp onreines wat daar rond is, wat eintlik nie by die reinheidswette bly, en daarom eintlik nie aan die tempel mag vat nie. Want dit was nou die ander groot probleem. Want wanneer jy gebou het, moes jy ook met jou teenwoordigheid wys dat jy die heiligheid van die Here respekteer, en dat jy dan aan die reinheidswette sal voldoen. En te praat daarvan, jy dra vleis in jou sak rond, en jy raak aan dit en jy raak aan dit. Jy kan nie sommer maar net so aankarring en dink alles is reg nie. En dan uiteindelik sê vir Serubabel, jy is die uitverkorene. God sal dit vir jou bewys. Hou asseblief net aan. Wat is dit wat Haggai die hele tyd wil sê as ons enkele opmerkings maak oor die boodskap? Die tempel is die skakel tussen God en sy volk. Wat Haggai kom sê is, die manier waarop die volk betrokke is by die bouwerk, wys hoe belangrik God vir hulle is, of nie. As hy onteer word, dan weerhou hy sy seun. En sy seun, sy eer, is ook in die bouwerk. In die eet, in die oes, in die bou, is dit ook daar. Nie net in die godsdiens nie, want godsdiens is 'n alledaagse ding. En nou is hulle terug. En nou sê hulle maar, die skadelike, die onrein element, moet julle versigtig voor wees. Want blote meedoen aan die bouwerk, terwille van seën en voorspoed, sonder dat jou hart vir God wil eer, is niks werd nie. En daarom het die oeste begin misluk. Daarom het die koring verdroog. Want sonde het in die alledaagse lewe sy tol geëis. Straf het onopsigtelik in die gewone lewe gekom, want hulle harte was nie in die bouwerk nie. Daarom dat hy sê die uiterlike voorkoms kan bedrieglik wees, weet hulle is ballingskap toe, oor die vorm godsdiens. En asof hulle nou nie geleer het nie, maar dis nou maar seker die mens. 40 jaar later is hulle weer met uiterlike vorm wat bedrieg, is hulle weer daar. Die teenwoordigheid van God gee aan 'n onbeduidende ou volkie
troos. Ek gaan vir julle die verlossing gee. In 'n seisoen van amper onoorkomlike hindernisse gaan ek wel vir julle voorsien. Maar, en dis 'n belangrike punt wat daar gaan maak, die verkeerde sin vir waardes bring ellende. Eerste bring seën. Soek eers die regte. Ja, ons sou daaroor iets kon sê oor 'n waardestelsel wat in die alledaagse lewe sigbaar word. Die tydsgees wat ons met God se wet begin weeg. Ware opregte disippelskap, skryf iemand wat ons church light gemaak het. Van watter 6 gebooie van die 10 hou jy? Jy hoef nie almal te vat nie, kies vir die wat jy van hou. Maak dit bietjie ligter, maak dit bietjie aanledig. Rykdom aan die een kant, teenoor die beginsels hoe ek rykdom bymekaar maak. My eie teenoor God se kerk. En nou kom Haggai sê, waardes moet jy op die hoër vlak herstel. Want as ons nou daar op die grond was, dan sou ons waarskynlik sê, dit het swaar gegaan. Hulle is vervlenter, hulle is nog nie gevestig nie, hulle eie huise is nie klaar nie. Alhoewel Maleagi se party al somers en wintershuise gehad. En dan moet asseblief nie as gevolg van die omstandighede toegee en waardes verlaag. Ek sê baie keer, as ek die jonges en selfs die ouers moet trou, mens kan baie maklik ter wille van die vrede jou eie waarde 'n bietjie verlaag. Ja, dit is 'n baie groter uitdaging om 'n maat te vat en te help groei na 'n hoër waarde, as om ter wille van die vrede 'n waarde te verlaag. En dan gaan ek kom sê die Bybel, al gaan dit swaar, ons moenie nou waardes verlaag, omdat die omstandighede teen ons is nie. Die erns van julle verhouding met die Here, met sy gehoorsaamheid, moet deurtrek na al die gestaltes van die samelewing. En dan is Haggai, God se stem in 'n moeilike tyd. Veral daar by hoofstuk 2, vers 3 en vers 4 sê hy, wie van julle het gesien hoe mooi die vorige tempel was? Hoe lyk die een vir julle? Lyk hy nie na niks in vergelyking met die vorige nie? Maar nou sê die Bybel, skep moed, sê die Here. En jy, Yeshua seun van Josadak, skep moed. En julle almal, burgers van die land, skep moed, sê die Here. Begin met die werk, want ek is by julle, sê die Here, die Almagtige. As niks, en hierdie is gevaarlik, waarskynlik as ons dit sê, as niks meer die moeite werd lyk nie, begin doen wat jy kan. Want God sê, al sien julle hierdie ding, en hy lyk vir julle eintlik na 'n mislukking voordat julle met hom klaar is. Ek is altyd by elke mens wat my gehoorsaam bly dien. Uiteindelik, Yeshua sê die Bybel, leiers, volk, uiteindelik is dit ek wat deur elkeen van julle gaan werk. Onselfsugtig, jou liefde oral uitdeel, regverdig bly. Want is al wat van ons gevra word,
om met oorgawe te doen wat ons kan. Maak nie saak hoe nietig of hoe waardeloos dit vir ons lyk nie. En wanneer Jesus sy bediening begin, dan sy juis in hierdie tempel. Uit die geslag van Dawid, op die belofte van Serubabel, die groot koning, wat uiteindelik alles en almal aan hom onderwerp. Want dit was vir hulle 'n bietjie ver in die toekoms. Die nou het hulle gevang natuurlik. En dan kom Sagaria en hy en Haggai is eintlik maar dieselfde tyd daar. Kom ons stop net eers hier. 'n Vraag oor Haggai miskien. Goed, Sagaria. Sagaria werk nogal met die koms van die Messias. Want ek het nou gesê, teen die agtergrond, hulle het gevra, nou waar is die Messias? Want hulle het gesê, hy gaan ons weer oprig, hy gaan ons bymekaar maak, die volke gaan ontzag vir ons hê, en ons gaan in 'n vredesryk wees, en die Messias gaan by ons wees. Nou waar is hy nou? Want ons sien hom nie. Want die beloftes was vir hulle belangrik, oor die koms van die koninkryk. En dan kom Sagaria met 8 visioene wat hy self interpreteer. Dit is eintlik pragtig dat hierdie 8 prentjies wat hy sien, elke slag, en weet jy wat beteken dit? En dan word die uitleg sommer gegee. In daardie eerste gedeelte, dis amper dieselfde ding, as ek my vir 'n oomblik onderbreek. Onthou die eerste geslag gelowiges na Jesus, en die wederkoms sommer in hulle lewe verwag. As ons by 2 Petrus kom, dan sien ons 60 na Christus, het party die geloof verloor, want Jesus het nie gekom nie. Hulle het 'n onmiddellike, immanente wederkoms verwag. Net so hier, as ons terug is in Jerusalem, dan kom die Messias, en die koninkryk is daar, en alles is net lekker. En nou kom Sagaria, en hy sê maar, God se koninkryk kom. Selfs was daar 'n verwagting dat of Serubabel of Yeshua dalk die Messias kan wees. Daar's 'n klompie wat die verwagting gehad het. Enige oomblik gaan een van hierdie 2 as die Messias bekend gemaak word. En nou kom Sagaria met die eerste 8 hoofstukke wat daar so tussen 5:20 en 5:18 gedateer word, so bietjie na Haggai. En elke keer, ook soos Haggai en selfs ook soos Maleagi, moet die volk weer opgeroep word tot gehoorsaam. Julle moet gehoorsaam wees in hierdie geloofsgemeenskap wat die tempel bou. Julle moet gehoorsaam wees in 'n heilige lewe. Die leiers, die politieke leiers, maar ook die godsdienstige leiers, veral die hoëpriester en die goewerneur. Julle twee moet 'n voorbeeld wees vir die volk. En dan 8 visioene wat die engele aan hom verklaar, om te sê, God is direk, indirek betrokke by wat gebeur. Die rol aan die een kant op die leierskap, en die rol aan die ander kant op die geloofsgemeenskap. Gehoorsaamheid. Dalk het jy die visioene gelees, die eerste een, Haggai, Sagaria gaan oor die ruiters op die perde, wat die hele wêreld deur kruis,
en dan uiteindelik net kom sê, op die 24ste dag, ek het in die nag 'n gesig gesien. Daar het 'n man op 'n breinperk gesit. Hy was tussen die mirtestruike in 'n diep kloof. En agter hom was ruiters op bruin en vos en wit perde. En ek het gevra, wat beteken dit, meneer? 'n Engel wat vir my die gesig moes uitlei het vir my gesê, ek sê jou laat sien wat dit beteken. Toe praat die man wat tussen die mirte was, hy het gesê, dit is die ruiters wat deur die Here uitgestuur is om die wêreld te deurkruis. Ons het die wêreld deurkruis en die hele wêreld is rustig en stil. Toe sê die engel wat vir my die gesig moes uitlei, Here, hoe lank gaan dit nog duur voordat u weer oor Jerusalem en die stede van Juda ontferm? Vers 13, die Here het die engel vriendelik geantwoord en hom bemoedig. So sê die Here, vers 14, so sê die Here, ek is hartstogtelik begaan oor Jerusalem. My toorn gaan losbreek teen die nasies wat nou so sorgvry woon, want my toorn teen Jerusalem was nie so groot nie. Dit is die heidene nasies wat dit so groot ramp laat word het. Daarom sê die Here, gaan ek my weer oor Jerusalem ontferm. My tempel gaan daar herbou word. En dit is maar die toon van al 8 hierdie visioene, die 4 horings wat verstrooi word, om te sê, wees versigtig vir die nasies van buite af. Die man met die maatlyn maak dit gereed, versigtig, dat daar nie iets van buite af kom wat hierdie ding gaan beïnvloed nie. Die lampstander, die 2 olyfbome, ek sal deur my gees die olie gee, die lampe sal brand. En dan die groot vleiende boekrol, diefstal en valsheid. Daar was 2 gevare. Een gevaar was van buite af, dat mense die bouwerk wou stop, dat hulle Jerusalem weer wil kom aanval, maar die ander kant was die onreinheid. En as vir alle Here, en as Josia sy hervormings gedoen het, dan sien ons, dit gaan oor daai klomp Egiptiese vroue. Want ons onthou, hulle het met Egipte, vir die ballingskap al het hulle met Egipte 'n alliansie gehad, dat Egipte hulle sou beskerm indien hulle aangeval word. En toe het hulle 'n klomp Egiptiese vrouens gebring, wat nie verbondsmense was nie. En wanneer Josia met sy hervormings kom, dan sê hy, julle moet nou die vreemde vrouens terugstuur. Maar nou kom hulle daar van Babylonia af, en hulle dalk maar allerlei goedjies saamgebring. En nou sê hy, julle moet versigtig wees vir die gevare van binne af. Versigtig wees dat die onreinheid nie in julle eie midde lê. En dan die graanmandjie met die vrou wat uitgesorteer word, weer gevare van binne af. En dan uiteindelik die groot visioen om te sê Yeshua gaan as hoëpriester gekroon word. En dit lyk of, as ons dan oor stuk 9 tot 14 kom, of dit 'n ruk later, as hierdie 8 visioene rondom die bou van die tempel, asof dit 'n ruk later kom. Want wanneer 9 tot 14 kom, as 'n tweede deel van hierdie profesie, dan sien ons daar's voortdurende ongehoorsaamheid. En daar's 'n gebrekkige voorbeeld. Dit lyk of die tempel al kan klaar wees. En dan kom hy iets, en dis 'n verskriklike moeilike deel hierdie tweede deel van Sagaria. Want dit gaan oor 'n messiaanse koning. Maar eers weer straf. 9 vers 1 tot 8, die Here sien alle mense raak, en hy straf hulle net soos sy volk. Die Here sien alle mense. Daar's 'n verhouding tussen God en alle mense.
Dit het al vooruit gesê, maar ek sorg nou self vir hulle. En dan sê maar, die Here kom. En nou kom is dit so nodig dat hulle dit hoor, want onthou dit is terug, en daar is nie die vrede wat hulle gedink het daar gaan wees. Daar is nie die sorg nie, daar is nie die voorspoed nie. En dan moet Sagaria sê, maar die Here gaan kom. Hy kom as die koning vir vrede vir sy volk. Jerusalem gaan weer die plek word. Nasies gaan stroom. Kyk, jou koning kom. Hy's regverdig, die oorwinnaar. Hy's nederig, hy ry op 'n donkie op die hingsvul. Hy sal in sy land vonkel soos die edelstene in 'n kroon. En dan sê maar die Here sal sy volk Juda en Josef weer verenig. Los die leuns, los die afgodsbeelde, los die waarsêers. Want hy sê in daardie gedeelte, ek weet die leiers het julle verwar. Ek weet die leiers het julle alweer mislei om afvallig te word, soos presies voor die ballingskap. Maar ek gaan nou die regte mense aanstel. En ek sal die volk Juda en Josef is wat hy gebruik vir die Noordryk. Ek gaan hulle verenig en hulle gaan weer sterk wees. En dan by 11 van vers 4 af sê hy, ek gaan 'n herder aanwys wat verwerp word. Daar's vertalings wat sê, dis Sagaria wat verwerp is. Dis sommer 'n onmiddellike Sagaria wat kom en sê, ek moet 'n herder word, simbolies, en dan word hy verwerp. Die kieries van welwillendheid en samehorigheid word gebreek. En dan kom daar 'n slegte herder. Verskoon, wat niks sal omgee vir die wat wegraak nie. Wat nie die lammers gaan soek nie, nie die wat seer gekry het sal dokter en die gesondes nie kos gee nie, maar wat die vleis van die vetstes eet en die ander se kloue afruk. 'n Tragies ontstellende prentjie eintlik oor hoe die diens in die tempel alweer die spoor heeltemal mis. En dan 12 tot 14 is meer eskatologies, is meer op die einde gerig. En daarom dat Sagaria in hierdie gedeelte meer klem lê op die toekomstige figuur. Ook 'n moeilike deel. Daarom kortliks, ja, hou vas, God gaan Jerusalem en Juda bevry en hy gaan die nasies uitroei wat hulle aanval. En dan gebruik hy 'n klomp mooi beelde. Juda se bak wyn, 'n rots wat jou rug breek, 'n bak vuur onder die hout, 'n vlam onder die koringaarde. Die vyande sal vernietig word. En dan sê hy maar, van God gaan 'n gees van welwillendheid en berou kom deur die martelaar. En hier is verwysings na 'n martelaar wat gaan berou bring, wat hulle gaan reinig. En waarskynlik is die martelaar God self, die een wat swaar kry oor sy volk so skeefloop. En van die martelaar af gaan die situasie verander as hulle hom afskryf. Daarom dat hy in 13 sê, maar God gaan hulle reinig van hulle sonde, 'n fontein gaan oop, wat hulle van vuilheid sal reinig, en die gees van onreinheid sal uit die land verwyder word, en valse profete sal verwerp word. En dan God suiwer die oorblyfsel, want heeltyd begin selfs by Jesaja, kry ons hier ding van 'n oorblyfsel. Die gehoorsame minderheid. 'n Martelaar wat verlossing bring, hy word die herder genoem, hy word aan die dood oorgelewer ter wille van die suiwering. God gebruik die oordeel om hulle te suiwer.
Die dag van die Here kom en maak van Jerusalem die sentrum van God se teenwoordigheid. Hierdie is regtig toekomsgoed. Dis eskatologie, dis vooruitspellings, maar 'n totale reiniging van Jerusalem in heerlikheid. En ek en jy weet vandag dit het nie oor Christus ooit gebeur. Dit het nie gebeur in die 400 jaar van Maleagi totdat Jesus gekom het nie. Maar dit moes vir hulle genoeg wees om te reageer. Die sekerheid wat daarmee gekom het. Dis amper wat ons verlede jaar in Openbaring beleef het. Die alreeds en die nog nie. Dit moes vir hulle heeltemal genoeg wees om in hulle huidige situasie die regte ding te doen. Omdat die Here self gesê het, ek is met hierdie proses besig. Sagaria, kort opmerkings, hy wys God se deernis met mense. Sy liefde oorwin keer op keer. Hy word dan self die martelaar wat hulle kom reinig. Hy word die herder wat verwerp word, wat hulle kom versorg. Jare se ellende gaan 'n tyd van oneindige seën wees. Selfs in sy oordeel is daar uitkoms. God het deernis met mense. Ongunstige tye, sê Sagaria, moet jou weer vertroue in God se regverdigheid laat kry. Groot dinge kan van God verwag word. In ongunstige tye skep hy innerlike vernuwing. Weer glo wat lei tot uiterlike reiniging. En dis wat Sagaria die hele tyd wou sê, ook met die 8 prentjies. Sien asseblief net raak dat die ongunstige tyd jou nie van God moet laat wegkwyn nie. Sien asseblief net raak dat hoe ongunstig die tyd ook al kan wees, God vir jou steeds binne wil nuut maak. Welwillendheid en samehorigheid. Treffend is enerzijds die wyse waarop die dinge deur groot stryd en ontwrigting tot stand gebring word. As ek en jy op die grond was, sou ons waarskynlik op 'n manier dit beter verstaan het. Dis nie 'n aankom in Jerusalem en die huiskrane staan en die sementlorries is daar en die houtlesstapels. Dis 'n moeilike proses. Dis 'n stadige proses. Dis 'n teleurstellende proses. Maar dis 'n proses wat met 'n hoop moet gebeur. Dis 'n proses wat sê ons sien die einde. En omdat ons uit die einde uitleef, lyk die nou anders. Dis mos wat Openbaring ook vir ons gesê het. Omdat Sagaria sê, die koning kom, Jerusalem van die glorie kry, die Messias gaan kom. Laat dit dan jou nou anders maak. Laat dit dan jou nou vol getrouheid maak. En hou net dan op 'n baie besondere manier aan. Terwyl ons oor tempelbou praat, ek sien daar in die Vrystaat waar ek vandaan kom, is daar nou prentjies van hoe hulle in 1892 begin het om met ossewaans sandsteen uit die walle van die Vaalrivier af aan te ry, 25 kilometer, om 'n kerk te bou. En die eerste fotootjies wat mense nou sien is wat die kerk so 4 rye hoog is. En daar het hulle begin om 'n sieraad te bou. Maar
Kan jy nou net dink met daardie osse waar ry hulle 25 kilometer en dan kap hulle die stene daar uit die walle van die Vaalrivier uit en dan laai hulle dit op die waans en dan ry hulle terug en dan gaan lê hulle nou 'n klompie en dan haal hulle weer. En terwyl hulle daar die 3de en die 4de laag bou, het hulle nie die toring gesien nie, maar hulle het gebou, laag vir laag. In 'n onmiddellike wêreld waarin ek en jy is, wil ons graag die einde nou hê. Wil ons graag die resultaat nou hê. En daarom dat hierdie opmerking so belangrik is, daar is nie kort paaie na die vestiging van God se koninkryk. Maar hy sê, as jy in my koninkryk glo, dan word jou nou anders. En daarom dat Sagaria vra, hoe kyk ons na die lewe? Kan ons uit 'n toekomssekerheid na die huidige kyk en anders daarin leef? Want dit vra hoe ons teleurstellings verwerk. Of ons teleurstellings verwerk, maar net met die nou. Wat is ons reaksie op God se beloftes? Sien ons sy tekens raak? Ja, met watter sleutel ontsluit ek en jy ons teleurstellings? Want Sagaria sê, as julle met dit wat julle om julle gesien het, julle realiteit wil verander, dan is dit waarom dit so lyk. Want julle het julle realiteit gesien en dit was vol teleurstelling. Hoekom sal ons dan nou gehoorsaam bly? Juis as mens by 2 Petrus uitkom oor die verwagting van die wederkoms, dan sê hy, hulle het begin sê, waarvoor leef ons in die verwagting dat die wederkoms kom? Waarom hou ons die wette? Waarom bou ons die geloof? Dit gaan nie gebeur nie. So, kom ons doen wat ons wil. En wanneer hierdie perspektief verloor word van 'n belofte waaraan jy vashou, waaruit jy vir nou leef, dan is jy in die moeilikheid soos wat Sagaria hierdie mense kry. Die leiers, die hoëpriester het gedink hy gaan die Messias word, toe word hy dit nie. En toe verval hulle weer en hulle dwaal. Die gouverneur het waarskynlik gedink hy gaan die koning uit die stam van Juda word, en toe word hy dit nie. Want die koning wat gaan kom, wat die ryk gaan vestig, sou 'n belangrike man word. En interessant dat Yeshua en Zerubbabel stilweg verdwyn het en dat daar nooit iets van hulle gesê is nie. Hulle het net weggeraak. Dalk omdat hulle so moedeloos was, dalk omdat hulle op 'n manier teleurgesteld was, en toe hulle net wegraak, toe, amper soos in die tyd van die rigters, het elkeen weer begin doen net wat hy wil. Want die Here het ons eintlik weer vergeet, en dis Sagaria wat daai ding moet terugkry. En daarom, dan ook Maleagi, ons het 'n bietjie tyd vir Maleagi. Maleagi wat in 460 daar is, 'n bietjie later, en Maleagi se groot boodskap is, bekeer julle van geestelike minagting. Die tempel is gebou, hy is in gebruik geneem, en nou is die opgewondenheid weg. Die altaardiens is herstel, maar die priesters het ontrou geraak. Hulle vat swak offers. Ja, want onthou, na die swaar kry, en die tempel is herbou, het dit begin beter gaan. So die man is nou besig om kuddes te bou. En dan kan jy tog nou nie, volgens die wette van Levitikus, jou beste bring nie. Want as jy jou beste bring, verswak jy jou kudde. Jy gaan nie vooruit gaan nie. So hierdie
uitvanggoed, soos wat ons in die boerdery gesê het. Die klompie uitvangskape wat daar een kant is. Hulle bring die goed nou. Heeltemal teenoor wat die Here gesê het, hy wil en die swak gehalte koring. Dis wat hulle kom offer. En die priesters aanvaar dit. Dis die ergste van alles. Die priesters wat moes waak oor die offerdiens, aanvaar die swak offers en die tiendes. En hierdie laaste profesie van die Ou Testament sê maar net, God handhaaf sy liefde en reg. Hy sal altyd sy kant van die verbond bring. Die Here kan daarop staat maak. En dan kom Maleagi en hy begin weer met die dag van die Here wat Joël mee besig geraak het. Wanneer die langverwagte Messias kom, die son van redding gaan deurbreek. En Maleagi is baie kort, 4 hoofstukkies, baie kort hoofstukkies, net om te sê, in die eerste gedeelte, God het die volk lief ten spyte van hulle liefdeloosheid. Hy het in die verlede sy liefde bewys. Ja, maar nou twyfel hulle daaraan. Ek dink ons het verlede week gepraat oor geestelike merkers. Hulle het vergeet waar hulle vandaan kom. Die blote feit dat hulle terug is en dat hulle weer 'n tempel het, is die bewys van God wat sy beloftes gehou het. En nou het hulle dit alweer vergeet. Klagtes teen die priesters. En dan sê hulle, julle is so ontrou, daar gaan geen nageslag vir julle wees nie. Ontroue mans, ontroue vroue, vreemde vroue, wat teen God draai, wat die gemeenskap breek, want daar's oral huwelike wat breek, oor hierdie klomp invoer vreemde vroue, wat teen God draai, en eintlik die verbond op 'n manier besmet. En dan God sal reg laat geskied, ten spyte van julle ongeregtigheid. Waar is die Here? Vra hulle ook vir Maleagi. Die heil wat beloof is, kom nou nie. En dan sê Maleagi, maar dis oor julle harte nie reg is daarvoor nie. Julle is ontrou in julle tiendes. Julle het versuim. En julle moedelose twyfel, God ken julle nood, al lyk dit vir julle of dit niks werd is om God te dien nie. En dan kom daar 'n seker verlossing. Die eindtyd hou vreugde in. Net Maleagi maak die opmerking baie duidelik om te sê, tye van moedeloosheid. En dan kan ons daarmee op 'n manier assosieer. Tye van moedeloosheid skep verskeie geloofsvrae. En daai vrae lei tot onverskillighede. Want hulle vra in Maleagi se tyd, heers God regtig oor die kwaad en straf hy nog sonde? Hulle kla, hoofstuk 2, almal wat verkeerd doen, is goed in die oë van die Here. Met hulle is hy ingenome. Waar is die God wat oordeel? Want kyk hoe gaan dit met ons. En dan is sy liefde betroubaar. Veral daai pragtige, hoe het u ons lief in hoofstuk 1? En dan moet Maleagi antwoord. Dan moet Maleagi sê, God het nie verander nie. Dis julle. Baie jare terug was, toe Beiersnodeur nog D.F. Malan was, daar waar jy van die snelweg afgeklim het, was so 'n groot billboard. Ek dink is Rema wat hom opgesit het van, wat gesê het, do you feel that God is far away? Guess who moved? Nie hy nie, maar jy. En dis wat Maleagi vir die volk moet kom sê. God het nog altyd lief.
Dis julle wat ophou lief het. En nou wonder julle of hy lief het. God is nog altyd regverdig. Maar dis julle wat onregverdig geraak het. Natuurlik is God se liefde betroubaar. Hy het julle uit die magtige nasies bevry, hy het julle uit die ballingskap uit teruggebring. Ek ken die nood. Ek het julle dan beloof, julle gaan die tempel klaarbou met my sorg, en julle het dit reg gekry. Ek het dan vir julle gesê met Haggai, ek sal by julle wees, met Sagaria. En dit het gebeur. Patetiese mense, maar mooi 'n sensitiewe God. Dan sê hy, die einde sal kom. Ek sal die goddelose straf, moet julle nie oor hulle bekommer nie. Ek sal die gelowiges beloon. Julle sal in die oordeel bewaar word. Die dag van die Here is my dag. Ek bepaal dit en ek gaan dit uitvoer. Maar tot dan moet julle godsdiens opreg wees. Ek werk nie met 'n afskeep godsdiens nie. Want Maleagi sien 'n gemeenskap wat godsdiens op die rand van die samelewing neergesit het. Want hulle het gesê, godsdiens verander niks aan ons lewe nie. Of ek nou my beste bees offer, en of ek die een met die krippelbeen offer, alles bly dieselfde. God straf nie die goddeloses. God seën my nie. God sien nie my swaar kry raak nie. So, godsdiens het niks werd geword nie. Mense het 'n weerstand opgebou en krities geraak. En daarom dat hulle allerlei toegewings in die ware godsdiens gemaak het. En so het godsdiens sy krag verloor. Ons het op die uiterlike rituele vertrou. Ons hart was lankal nie meer daarin nie. En dan kom sê maar, God se regverdigheid verander nie. Ja, daar is van my beloftes wat se vervulling vertraag is. Oor julle ontrouheid. Daar is goed wat ek beloof het, wat nie kon gebeur nie. Want julle het in julle ongehoorsaamheid dit so veroorsaak. En dan wanneer Maleagi praat, is dit 60 jaar na die ballingskap. Is amper 2 geslagte. Julle het so onregverdig begin lewe. Maar my beloftes het ek nie vergeet nie. Ek gaan my beloftes hou om te red en te straf. Bekeer jou van geestelike minagting en dan sien jy uiteindelik hoe ek my beloftes waarmaak. En dan raak die profete stil. 460 jaar. En die eerste profeet na Maleagi is waarskynlik Johannes die Doper. En vir 460 jaar het hierdie ryk van die Here deur baie fases gegaan. En dan kom Jesus en wat sê sy intreepreek? Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. 640, amper 680 jaar, na Hosea die eerste keer gesê het, my liefde brand te sterk, ek kan julle nie los nie. Maar dis tyd, en God gaan oor die hele tyd. En in hierdie bestek van 260, 270 jaar, het 12 klein profete, maar ook groot profete, soos Jesaja en Jeremia, en ook Daniël, opgetree om dieselfde ding te sê. God is regverdig teenoor die wat in hom glo en die wat nie in hom glo nie. Amen. Nou kan die mikrofone aangaan.
Dit was die 12 klein profete. Dries, jy is nog hier. Ek was nog nie eers weg nie, so sies op die arme pasiënt se blinde darm. Dog jy daar vinnig gaan oopsny. Die arme pasiënt wag nog om die dokter te sien, so. Servaas, ek wil net sê verskriklik dankie, want ek dink dis daai hele ding van konteks, want as ek nou kyk na al hierdie klein profete, en ek bedoel partykeer, dit is so moeilik, ek weet nie, ek lees dit nooit half die hele ding deur nie, maar so uit elke enetjie is daar seker van die gewildste versies wat aangehaal word. Ek weet die dominees hou nie altyd van hierdie ding nie, veral nie met die konteks nie, maar as ek nou dink van Habakuk, sê weet die vyebome wat nie gaan bot nie, nogtans sal ek jubel. En Sefanja se, hy's vol vreugde oor jou, hy's stil tevrede in sy liefde. Nou so elke boek het by my wat nou geonderstreep is, en dan Sagaria van vanaand is nou daai ene van nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar net met my gees. Maar die konteks wat jy nou net weer gegee het is om daai versies wat ons baie keer so maklik, ligtelik gebruik, maar wat vir baie mense baie beteken as iemand dit met hulle deel. Die profetiesheid daarvan, né? Maar dankie, dit was net weer so goed om dit in hierdie konteks te sien. So ek sê vir jou baie dankie, maar dit was 'n mond vol, né? Harde werk, maar baie dankie. En soos wat jy nou sê, die Ou Testament is 'n voortdurende herinterpretasie. Om te sê, daar's 'n teksgedeelte, nie met krag of geweld nie, maar met my sal jy slaag, wat dit in daardie ding gebeur het, maar dis waarskynlik 'n klomp keer vorentoe, het daar dieselfde teks in 'n soortgelyke situasie weer gaan wortel skiet, en hy het weer gaan wortel skiet, sodat hy ook in 2026 weer kan geïnterpreteer word. Maar die voortdurende herinterpretasie vanuit die eerste betekenis is vir ons baie belangrik. Micha 6 vers 6, wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? Sal die Here 10.000 rammas? Nee mens, die Here vra van jou dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Soek die koninkryk en al die ander goed gaan bykom. So, die wonder daarvan is dat situasies herhaal, dat tydsgees scenario's herhaal, en dat mens daarom dan van hierdie tekste kan herinterpreteer. Nooit is gelykans nie, maar in 'n herhalende herinterpretasiebeweging hulle weer kan dit grondvat. Goed, ek weet nie wie is nog hier nie. Het lyk vir my party is stil. Daarom dan baie seën. Dankie vir ons is dan nou klaar. Die lesings is beskikbaar. Julle het dit almal gekry, so daar's nie kopiereg op nie. Ek herken my bronne graag. Chris van Wyk, Stellenberg daaronder, ook ander bronne wat bygekom het. Wapatrand van die doppers en Wapatrand het 'n mooi reeksie oor gedoen, en dan is daar goed wat daar in die vroeg 90's wat ek in die Bloemfontein Bybelskool gedoen het, en die goed is maar alles bymekaar gesit om uiteindelik ietsie van te maak. So daar's nie kopieregte op nie, gee dit vir wie wil, dis net 'n voorreg om dit te kon doen op die manier, en dit was baie lekker, weer my kop 'n bietjie aan die gang gekry. Baie dankie Servaas. So net dan vir die groepie, ons gaan waarskynlik ook nou 'n keer is, hopelik nie 210 jaar nie, of hoe lank. Maar ons gaan so 'n bietjie 'n breek vat, ons sal kommunikeer oor wanneer ons weer begin. Daar is 'n versoek dat ons miskien vir die winter dit 'n bietjie vroeër maak, miskien 7:30 in die 8 uur nie, raak miskien 'n bietjie laat, maar ons sal daaroor kommunikeer en gesels. Ons is nog nie heeltemal seker wie volgende kom nie, maar Servaas, ons gaan jou weer nog gebruik iewers later in die jaar, hoop ons. Ek dink ons leer baie lekker by jou, en ons hou baie van jou styl en van die huiswerk wat jy vir ons gee en die lekker terugvoer. So
nog iemand wil dankie sê, voordat ons afsluit. Baie dankie Servaas, dis baie insiggewend. Ek leer so baie. Baie dankie. Nee, groot voorreg. Doodreg. Maar goed. Doodreg, Hannie, Baie dankie. Dit was 'n groot inset wat jy gegee het en het vir my 'n nuwe uitkyk of 'n insig gegee van die 12 profete. Baie dankie. Baie dankie Wim. En Hannie, baie dankie vir jou wat daar sit. Hannie sit hier by my bo in die hoek. Ek weet nie waar sit sy by julle nie. Sy sit daar bo in die hoek en sy druk die knoppies. Hannie, dankie en dankie vir die opnames. Baie dankie. Vrede. Dankie Dani. Almal. Presies. Dankie julle. Lekker aan. Bye. Dankie. Bye. Tata.